Hallo julle en baie welkom by ons Coming Home 2021, by ons eerste woensdag saam, of as jy dit op 'n ander dag doen, dan is dit ook reg. Maar ons wil net vir julle sê, ons is so opgewonde, en ek is baie opgewonde dat julle so saam met ons hierdie paadjie gaan stap, wat nou al begin het laas Sondag. Ja, ek wil graag vir julle nooi om soos net, jy weet, te commit tot die volgende 3 woensdae, en ook dan die Sondag, dat jy soos die totale net pad kan stap wat ons het, wanneer ons gesels rondom jy weet, veerkragtigheid in gemeenskap. So mag elkeen van ons dit ervaar, jy weet dat die Here soos vir jou en vir my lig van een vlak af na 'n volgende vlak toe, as dit kom by hierdie veerkragtigheid waaroor ons net gesels vandag. So, ek wil net soos vir julle vinnige 'n definisie gee, maar dis nie noodwendig 'n definisie wat kom uit as jy weet, uit die literatuur uit. Jy kan self gaan soek as jy nou veerkragtigheid soek, maar jy weet net vir ons wat al 'n veer gesien het. Jy weet soos jy kry vere wat in jou kar is, jy weet jy kry vere in jou pen. Jy weet dis net 'n spiraal van staal wat soos aan mekaar gesit word, en daai veer het 'n baie, en dan kom die woord veerkragtigheid in dit. So as jy 'n veer vat en jy druk hom plat, jy weet dan lyk dit soos, jy weet, asof hy nou daar gaan bly maar hy doen nie. So sodra jy daai veer los, jy weet dan kom hy weer terug en hy spring terug na die aanvanklike posisie waarin hy homself bevind het. En dit is die prentjie wat ek wil hê dat ons moet sien wanneer ons gesels rondom veerkragtigheid net in ons lewens en as mense, dat jy jouself kan sien, nie soos die Energizer Bunny of wat ook al, maar soos daai veer wat soos gedruk word en dan, jy weet, weer terug gaan en terugskiet na die posisie toe wat hy in was voordat hy gedruk word. Nou, jy weet, wanneer ons praat oor druk, dan hoef ek nie vir jou enigstens iets verder te verduidelik as wat ons net laas jaar gehad het nie. Jy weet, en dit gaan nog moontlik aangaan vir baie van ons in hierdie jaar en dalk nog erger, want nou begin ons soos net die gevolg voel van dit wat in laas jaar gebeur het. So, wanneer ons net met mekaar gesels, dan wil ons hê dat, en ek wil graag vir julle uitnooi om julle harte oop te maak, dat die Here vir ons elkeen soos kan sleutels gee, jy weet, en net soos gereedskap in ons hand sit, om meer veerkragtig te kan wees, want dit is die mense wat regtig aan die ander kant van swaar omstandighede, waar die omstandighede vir jou druk en by mekaar sit, aan die ander kant uitkom, en hulle is sterker daarin toe. So, jy weet, wanneer, jy weet, ons kyk na die geskiedenis, en ek het dit soos in my preek genoem ook, dan sien jy mense, wat in absolute rowwe weerstand van allerhande goed, jy weet, omstandighede, net aan die ander kant uitgekom het baie sterker. Jy weet, ek dink byvoorbeeld aan die mense wat in die konsentrasiekampe was van die Nazi's. Jy weet, die mense wat aan die ander kant uitgekom het, was mense wat soos regtig veerkragtigheid gehad het. Daar sekere mense wat aan die begin al soos net opgegee het, en hulle het sommer ingeval in die rye in wat soos na die gaskamers toe gegaan het. Maar daar's ander wat soos net nie opgegee het, en hulle het soos die veerkragtigheid getoon, en hulle het gekom aan die ander kant uit baie sterker. Of, daar was 'n ander storie wat, ons ook, ek het die fliek eintlik gekyk toe ek op hoërskool was, die fliek se naam is Alive, maar dis ook 'n boek, jy weet, van 'n rugby span, of 'n sokkerspan, kan nou nie lekker onthou nie, wat gevlieg het oor die Andesgebergtes en val hulle vliegtuig. En hoe hulle soos vir daai 3 weke of hoe lank hulle ook al totdat hulle gevind is, moes net jy weet, deurdruk en soos planne maak en veerkragtig wees. En daar's 2 goed wat ek geleer het en wat ons almal leer as dit kom by veerkragtigheid. Wat maak sekere mense meer veerkragtig as ander mense? So, nommer 1 wat ons gevind het uit die geskiedenis uit van hierdie mense wat soos deur die konsentrasiekamp en al daai soos wat die Engels sê adverse circumstances gekom het. 2 goed. 1 is dat hulle het geloof in God. So daar's
daar's hierdie sterk band van geloof wat hulle het in die Here. En dan die tweede punt is soos hulle het sterk verhouding met mense rondom hulle. En jy weet, of jy soos byvoorbeeld daai mense wat op die vliegtuig geval het, jy weet, hulle het vir 3 weke lank hierdie verhoudings gehad en gebou, so wat ons nou maar vir 3 weke miskien saam is, maar dis in daai plek waar jy soos weerstandigheid soos leer, as jy sterk verhoudings het met mense, deur die slegte en die goeie tye, dan kom jy aan die ander kant deur sterker. Maar volgende week gaan Johnny meer gesels oor daai deel van wat ons oor praat. Ek wil net vir vandag soos vir julle 'n bietjie wêreldse goed aanhaal voordat ons in die skrif indelf. Jy weet, die wêreld sal baie keer vir ons goeders wys, maar hulle sit ander woorde tot dit wat ons eintlik vind in die Bybel. En wat die Bybel eintlik baie keer beter stel, maar omdat die wêreld nie noodwendig dit glo nie, dan doen hulle dit nie so nie, en hulle sit dit in ander woorde. Maar ek lees vir julle hierso een artikel wat net sê soos in 'n individu, die mense wat meer weerstandig is teenoor die mense wat nie so weerstandig is nie, is daar 'n paar faktore wat 'n invloed het op dit. En hulle sê soos nommer 1 is 'n locus van beheer. Daai mense wat soos regtig voel hulle is in beheer van hulle eie, jy weet, destiny, is mense wat soos regtig weerstandig is. En hulle het soos jy weet net 'n confidence wat hulle soos die wêreld mee aanvat. Jy weet, hulle is vrymoedig om goeders te kan doen. Jou temperament speel 'n rol hier. So party mense is net soos half meer weerstandig as ander vanuit 'n temperament. Dit beteken nie jy moet daar bly nie, maar jy kan leer om meer weerstandig te word. Maar party mense se hele samestelling is net dat hulle soos hulle druk deur, maak nie saak wat gebeur rondom hulle nie. En dan 'n groot invloed daarop is jou jy weet, is jou mental health deel daarvan, en ook jou fisiese gesondheid. Jy weet, baie keer dan skei ons daai twee, maar daai twee goed loop baie hand aan hand, en ek wil sommer dit net daar uitgooi vir baie van ons. Jy weet, as dit met jou siege nie so goed gaan nie, hoe lyk jou fisiese aktiwiteit? Hoe lyk jou fisiese oefening in jou lewe? En dan mense wat soos, jy weet, doelgedrewe is, en ook net die persepsie wat hulle soos het rondom wat gebeur om hulle. Al daai goeders maak vir meer weerstandige mense, maar ek noem dit vir julle, want dit is wat die wêreld sê. Ek wil op daai eerste een wat hulle sê, die locus van beheer, wil ek gaan fokus. Want hulle sê, uit die wêreldse kant, die mense wat so half hierdie locus van beheer oor hulle eie lewe het, is meer weerstandige mense. So met ander woorde, maak nie saak wat gebeur nie, ek sal soos, jy weet, die my lewe bepaal, maak nie saak wat teen my kant toe, of wat na my kant toe kom, en ek is in beheer van my eie bestemming. Nou, jy weet, dit sê hier so net, in Engels, Emmy Werner, seker Werner, maar sy sê dat she's found that resilient people who have a strong internal locus of control, they believe that they are in control of their own destinies. And even if bad things happen to them, they feel that they can choose how they let it impact them. Okay, nou wil ek teruggaan na die woord toe. Want, wat sê die woord? En, jy weet, as ek kyk na locus van beheer, as ek kyk na die stories van die Nazi konsentrasiekampe, dan sê hulle nommer 1, die mense wat veerkragtig is, die mense wat 'n baie sterk band het met God. Nou, uit die Bybel uit, en wat ek en jy as Christene weet, is soos, wanneer ons locus van beheer nie in ons eie hande is nie, maar ons weet, dis in God se hande. Jy weet, dan gaan ons sommer 'n stappie op van dit wat die wêreld sê, rondom weerstandige mense of veerkragtige mense, want my en jou locus van beheer lê buitekant ons self. Jy weet, dit lê bokant soos ons, dis in God se hande. En dit is wat ons storie net soveel beter maak. Ek dink byvoorbeeld nis wat ek vir julle wil voorhou, as ons gaan dink oor Josef se storie, en julle kan gaan lees Josef se storie in Genesis 47, 48 tot by 50. Dit is een van die beste stories wat ek in die Bybel kan lees. Ek hou daarvan. Dit is vir my soos, dit is 'n wonderlike drama wat die Here daar geskets het en geskep het deur Josef se lewe. Maar wat julle soos miskien nie weet nie, is maar Josef is, jy weet, verraai deur sy broers. Hulle wou hom doodmaak, hulle gooi hom in 'n put, en toe verkoop hulle hom as 'n slaaf in Egipte in. Jy weet, nou dink ek soos as my broers my moet verkoop as 'n slaaf, en ek moet gaan werk, en ek het niks regte van myself, alles word soos, jy weet, op my afgedwing, ek sê nie baie gelukkig gewees het nie. En om het dan erger te maak, toe hy nou verkoop is, toe sy in Potifar sy huis, en hy is naderhand soos die hoof van sy huis,
en toe Potifar se vrou like toe vir Josef, en sy wil toe vir Josef gryp, en toe sy vir Josef gryp toe, hardloop hy weg, en hy los sy jas daar, en sy beskuldig toe vir hom, dat hy soos, dit wat uiteindelik met hom wou gedoen het, dat hy dit nagedoen het, en Potifar gooi toe vir Josef in die tronk. Jy weet so, eintlik van bad to worse, as jy nou daai veer wil gaan druk, in Josef se lewe, hoe ver is daai veer af? Baie ver. En ek dink soos, wat het hy gedink terwyl hy in die tronk sit? Toe, soos, is dit hierdie drome van die mense, wat hy soos, jy weet, net, anyway, hy is die droomman, hy lê drome uit, anyway, ek gaan nie alles vir julle vertel, julle kan daai stories gaan lees, en dan vind ons vir Josef ultimately waar hy soos kom, en hy is by Farao, en die Here sit vir hom tweede in beheer van die hele Egipte, en ons kry dan sy broers wat terugkom na hom toe, en dit is vir my soos, dit is die wonderlikste deel van daai storie. Jy weet, hulle kom terug, en hy is besig met hierdie lang uitgerekte, jy weet net soos, heen en weer met hulle te doen oor sy pa en oor so aan, en hy laat hulle so 'n bietjie soos 'n wurm aan 'n hoek wees. En toe hy soos dit nou vir die hoeveelste keer gedoen het, hy kon dit nie meer hanteer nie, vind ons in Genesis 45, ekskuus, ek het net al gesê van 47 is al van 45 af. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader aan my. En toe hulle nader kom, sê hy vir hulle, ek is julle broer Josef, wie julle na Egipte toe verkoop het. Maar wees nie nou bedroef nie, en laat daar geen ontstemmigheid by julle wees nie, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. So nou vind ons hierdie stukkie, waar Josef, sy broers, na al hierdie goed wat hom deur is, en ons gaan in die derde sessie wat ek gaan doen, op hierdie Woensdag, gaan ons meer gesels rondom hoe werk daai. Wat is die praktiese goed wat mense soos Josef gedoen het, om soos weerstandig te kan wees, soos wat ons kan vind hierso met Josef. Dan, die laaste ene wat ek vir julle wil noem, net rondom Josef se storie, is jy vind in Genesis 50, en hoor hierdie mooi woorde, wat Josef sê. Hy sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. En hy sê soos, dit wat julle ten kwade bedoel het God ten goeie laat meewerk. Nou daai is weerstandige mense, mense wat weet, dat maak nie saak wat die omstandighede is nie. En ons vind dit in Romeine 8 vers 28. Jy weet, God het die vermoë om alles ten goeie te laat meewerk vir ons, maar nie uit 'n plek uit dat ek gaan beter voel noodwendig in die situasie nie. Maar alles op die langtermyn, as jy weet dat jou locus van beheer lê in God, en hy is die een wat die storie skryf, dan gaan jy kom by die plek waar jy kan sê, yes, Here, ek is in u hande, en ek weet u gaan dit ten goeie laat meewerk, soos met die storie van Josef. En so kan jy meer veerkragtig wees, wanneer hierdie wêreld teen jou en teen my kom. Nou kan jy vir my vra, maar hoekom Dwaal? Jy weet, hoekom moet ons toelaat dat die Here hierdie goed doen? Wel, ek het nou vir julle genoem van Josef. Daar's 'n ander storie in Exodus 3 wat ons vind met Moses. En ek hou julle net die prentjie voor. Dis nie noodwendig wat daar staan nie, maar dis net soos die prentjie wat gebeur. In Exodus 3 vers 2. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die dorings in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. En toe sê die Here, en toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep die Here na hom toe uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en antwoord, hier is ek. En hy sê vir hom, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilige grond. Nou wat ek vir julle wil voorhou, is ons as Christene, wat ons locus van beheer in God se hande plaas, raak vir baie mense buitekant, wanneer ons gedruk word soos daai veer, soos 'n brandende bos. Hulle kan sien dit brand, hulle kan sien ons brand, maar ons word nie verteer nie, en hulle kom nader uit nuuskierigheid, en hulle wil soos kyk, en dan sal God uit ons lewens uitpraat met hulle, en vir hulle sê soos, trek uit, want hier waar jy nou stap is heilige grond. Daar's net 'n ander dinamiek wat kom, wanneer ons as Christene, soos deur swaarheid gaan, en die veerkragtigheid tentoonstel vir die wêreld, wat nie veronderstel is om so te wees nie, dan kom mense nader en hulle wil weet, hoekom. So ek wil vir jou vra, en julle kan gesels daaroor net vandag, hoe lyk jou weerstandigheid, en veral uit die plek uit van die locus van beheer, wat in God se hande is, as jy kyk na jou lewe, en gesels daaroor, gesels oor jou hart, gesels oor die goed waardeur jy gaan, met die mense rondom jou, en vra vir die Here om vir jou veerkragtig te maak, sodat jy kan weet,
dat hy is nog steeds in beheer van jou goed, selfs al voel dit vir jou, dit is nie so nie. En geniet dit om 'n bietjie saam met mekaar te kuier en gesels rondom hierdie.